Goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom vanoggend in hierdie erediens. Dit is die eerste dag van die week. Dit is die opstandingsmôre en dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om so in die teenwoordigheid van die lewende opgestane Here vanoggend hier bymekaar te wees. Ek wil ook verwelkom almal wat nou vanoggend miskien as besoekers ook hier by ons is. Jarko en Marcel Groenewald doop nou hulle kindjie vanoggend. En al die aangetroude familie en agter familie wat ook nou vanoggend hier is en vriende, baie hartlik welkom by hierdie wonderlike geleentheid. Dan die nuwe as daar nuwe lidmate vanoggend by ons teenwoordig is, dan na die afloop van die diens kan u by die sentrum daar by Saal se stoep kan u vir Bart en Anita Kronee ontmoet wat vir julle sekere inligting sal gee oor ons gemeente. Ons herinner graag aan die gemeentekamp van 27 Maart. Alle staanplekke moet teen Woensdag 18 Maart bespreek word. Daar's nog 12 staanplekke oor. Dan ter viering van Menseregtedag het ons gemeente se bediening Dade van Liefde aan geleentheid gereël waar Suid-Afrika se ambassadeur in die FSA, Abraham Rasool, en professor Robert Vosloo, vorige leraar van ons gemeente van die teologiese fakulteit in Stellenbosch, gaan optree as gassprekers. En die tema van die aand is: waar begin en eindig die reg om te aanbid? Dit vind plaas nou donderdag 19 Maart om 7:00 in die gemeentesentrum. Dan kan iemand vir julle tieners sê, en as die tieners is, die Imagine, wat noem ons dit? Gebeure, die Imagine gebeure van ons jeug, vind plaas op 10 tot 12 April. En die registrasies inskrywings kan by die kerkkantoor gemaak word voor 26 Maart. Dit word aangebied by Mega Park in Bedaarsdorp. Dit is 'n groot jeugsamekoms wat nou al 'n paar jaar aan die gang is en wat vir ons jong mense baie beteken. Dan as daar kinders hier so in die kerk is, ek het nie dadelik gesien nie, maar die voorskoolse kinders tot graad 3 vandag om 9:30. So al is ek al in die middel van 'n sin, kan julle maar net julle kinders na die katedrese toe vat. Vriende, dan as jy na ons aankondigings kyk in die middelste bladsy, is dit nie so 'n dubbel of 'n A4 net gevou met 'n groen papiertjie daar binne-in. Die finansiële jaar van ons gemeente het nou sopas begin en ons wil baie graag ons gemeente uitnooi om in terme van ons dankoffers tog die res van hierdie maand te gebruik om doodgewoon net by die Here tot rus te kom en ons bydra in terme van hierdie geloofsgemeenskap te heroorweeg. Jy sal sien, daar's 'n hele dinkie wat nou daaroor geskrywe is, en dan is daar so 'n papiertjie waarin ons nooi uit om 'n verbintenis aan te gaan, is 'n geloofsverbintenis, om op die ouende wat u vir jare beplan om te gee, wel op hierdie groen papiertjie aan te dui en dit doodgewoon toe te vou en in die kollektebordjie te plaas. Ons gaan dit in die res van die maart gaan ons dit afhandel. Die gedagte hiermee is, vriende, dit raak al hoe uitdagender om finansiëel te beplan in terme van ons gemeente, ook in terme van die toekoms. So ons wil baie graag wil ons graag weer ons dankoffers net voor die Here bring en by hom hoor wat is dit wat hy van ons op die ouene vra en daai verbintenis aangaan, en dan wil ons dit nou al konkreet by ons finansiële komitee ook kry om sinvolle besluite te kan neem. So ons nooi jy uit om dit voor die Here te doen. U kan rustig dit deurlees. Kom ons raak stil in sy teenwoordigheid. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, bevestig in ons harte deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons gaan die Here loof deur 2 liedere met mekaar saam te sing, Psalm 47 vers 1 en 2 en dan 199 vers 1 en 3.
Ons is die afgelope paar Sondae en ook nog vir die volgende paar Sondae gaan ons met mekaar praat oor die betekenis van die doop. Laat ek maar net sê weer, daar kerke oor die hele wêreld het by mekaar gekom, het 'n dokument opgestel, het eintlik teenoor mekaar bely. Ons het eintlik mekaar seer gemaak deur ons beklemtoonings en oorbeklemtoonings van kinderdoop en grootdoop en het 'n dokument opgestel om te sê, kom ons kom net verby hierdie tipe van stryde en kom ons ontdek die betekenis van die doop. En toe het hulle 'n dokument opgestel waarin hulle 6 dinge van die doop sterk beklemtoon het en dis wat ons nou in die volgende paar weke na kyk. U sal nou weet, u wat al 'n tydjie by ons in die gemeente is, ek wil by die doop van vanoggend van Tia Groenewald, het ek elke keer die afgelope paar jaar 'n behoefte om een betekenis van die doop te beklemtoon. En as ek nou kyk daar ook onder in die saal waar ek nou 'n bietjie partykeer met die kinders werk, dit vat vir hulle lank lyk my om hierdie ding te verstaan en dit vir my lank gevat om dit te verstaan. So ek gaan nou nog 'n bietjie aanhou om hierdie een ding te beklemtoon in terme van die doop. Dit is van kardinale belang om te verstaan dat die doop vind plaas in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. So, daai uitdrukking in die naam van, sê, God kom doen iets vanoggend by hierdie doop. God het by jou doop iets kom doen. Ek sal nou in my preek sal ek nou verder dit probeer verduidelik. Maar die belangrike ding wat God, een van die dinge wat God kom doen vanoggend, hy vat water en dit word op Tia se koppie gesprinkel, waarmee God sy koningskap, sy heerskappy oor Tia se lewe proklameer. Die lewende Here kom met doopwater en kondig as te ware af oor Tia se lewe sy gesag, sy seggenskap, sy heerskappy. Nou vriende, dit is eintlik die punt waaroor dit op die ouende gaan. Die hele probleem met ons in terme van sonde is dat ons het 'n geneigtheid om behept te wees met ons eie naam. Ons het 'n geneigtheid om gefokus te wees op ons eie belange en ons eie koninkryk en ons eie image. Ons is vasgedraai in onsself. Die slegste wat met jou aardse lewe kan gebeur, is as jy jou lewe in jou naam. En onder jou naam. Die beste ding wat met jou kan gebeur, is om gedoop te word. Naamlik dat jy jou naam, en jou koninkryk, en jou wil, en jou belange, ondergeskik stel, aan die een, in wie se naam jy gedoop is, wat sy seggenskap, sy koningskap, sy heerskappy oor jou lewe geproklameer het. Daarom sê Paulus, vriende, in Kolossense 3, som hy dit op 'n wonderlike manier op as hy sê, alles wat julle sê of doen, doen dit in die naam van Jesus Christus die Here. 'n gedoopte mens is op 'n reis waarin hy sy hele lewe lank begin verstaan en ontdek wat beteken dit dat ek nie meer onder my eie naam leef nie, maar in die naam van Jesus. En dat ek alles wat ek sê of doen, nou vriende, dit omvat alles. Dit omvat alles. Dat ek alles wat ek sê doen met die bewustheid van Jesus se seggenskap oor my lewe en sy teenwoordigheid. Want Jesus is toe nou nie weg nie. Hy is deur sy Gees, is hy by ons. Ek wil hierdie een saak, wil ek nou weer baie sterk op die ouende beklemtoon. Jarko, Marcel, julle kom maar kom. Ja, julle kom maar net, dat is reg. Aan die hand van die gesprek ook wat ons nou gehad het, en die kort opsomming van waaroor ek dit nou gehad het, is daar sekere vrae wat ek graag vir julle wil vra. Aanvaar julle God se seggenskap, sy heerskappy oor julle en julle kind se lewe?
aanvaar en ontvang julle die belofte van God, dat hy op die ouende hom vanoggend sigbaar konkreet aan julle kind verbind. Dat hy op die vanoggend sy seggenskap oor julle kind proklameer. En dat hy hom lewenslang verbind aan julle kindjie, aan Thea, om haar God te wees. Beloof julle aan die ander kant om hierdie kind groot te maak in die wete dat Jesus die Here is. Dat hy seggenskap het oor Thea. En dat julle die genade wat julle so van deel geword het, aan haar sal demonstreer en uitleef. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God. Verbind julle self om hierdie woord aan julle kind oor te dra en voor te lewe. En aanvaar en ontvang julle die belofte van die kerk, dat ons graag vir julle wil ondersteun, bemoedig en help in die grootmaak van hierdie kind. Dat ons 'n geloofsgemeenskap vir julle wil wees, waar binne die liefde en die genade van God duidelik sigbaar sal word. Voordat julle op antwoord, ons is nie 'n volmaakte geloofsgemeenskap. Maar ons is mense wat ons wel verbind het aan Christus en op 'n reis is om al hoe meer te leer om onder sy seggenskap te lewe. En daarom wil ons vir julle 'n ruimte gee, hoe gebroken dit ook al is, van mense wat op reis is en wat die Here liefhet. Op hierdie vraag, wat is hardop julle albei se antwoord? Ons wil vir julle baie geluk sê. Dit is die eerste. Dit is 'n wonderlike geskenk wat die Here aan julle toevertrou het. Almal van ons wat 'n bietjie ervaring van ouerskap het, weet dit is 'n enorme verantwoordelikheid en 'n enorme uitdaging. Onthou net altyd, julle gaan baie foute maak. Dit is maar hoe dit op jou is. Onthou net dat die lewende Here hom aan Thea verbind het. En julle kan in elke situasie van haar lewe en julle lewe op hom staat maak om vir julle wysheid, insig en perspektief te gee. Mag die Here julle ryklik seën. Liewe gemeente, beloof ons om hierdie kind te ontvang as lid van die liggaam van Christus. Om vir hierdie kindjie 'n voorbeeld te wees van hoe lyk 'n lewe onder die heerskappy van Jesus en ook van God se liefde en genade. En om hierdie ouers te ondersteun en te dra in hul taak as ouers. Wat is ons hardop se antwoord? Vriende, terwyl die kindjie is nou eintlik al klaar hier, maar ons gaan nou ons 'n pragtige dooplied sing, terwyl sy vorentoe gebring word, lied 290, vers 1 en 2 gaan ons sing voor die doop, en dan 3 en 4 na die doop. Ek wil sommer die oupas en oumas wat vanoggend hier teenwoordig is, en as daar oupa grootjies, ouma grootjies is, wil ek hulle ook sommer verwelkom saam vorentoe te kom. Thea Groenewald, ek doop u in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Here God, ons bid dat dit wat u nou hier kom doen, dat u dit in die kragtige werking van u Gees in Thea se lewe sal kom bevestig, sodat sy in die geloof sal ontvang wat u hier nou doen en gee.
en dat sy daarin sal lewe. Leer u vir haar om alles te doen in die naam van Jesus. Amen. Tia, ek wil net 'n oomblik met jou praat. Ek wil vir jou baie hartlik welkom sê vanoggend in hierdie geloofsgemeenskap. As jy ons nou beter geleer ken het, sou jy geweet het op die ouende dat wat ek nou gesê het waar is. Ons is gebroke mense. Ons is mense op 'n reis. Ons is mense op die ouende wat die liefde en genade van God al hoe beter leer ken. Ons maak foute, dis wat ons is. Maar baie welkom, want mens kan nie alleen jou lewe leef nie. En hierdie geloofsgemeenskap wil vir jou 'n ruimte gee, waar binne jy Jesus beter kan leer ken, en kan leer om saam met hom te lewe. Ons weet ook nie presies, wat 'n beroep jy gaan oefen, waar jy gaan uitkom nie, maar wat jy moet weet op die ouende, is dat jy vanoggend in diens geneem is, vir die saak van Jesus in hierdie wêreld. Mag die Here jou ryklik seën. Vriende, kom ons sing die laaste 2 verse. Baie geluk, hoor. Baie geluk, hoor. En dan, die kers, moet julle die datum van neerskryf. En elke jaar op daai, al verstaan sy, gaan maar daarmee aan op die ouende, en steek die doopkers, en sê dat sy daai dag is sy gedoop, en om iets vir haar te herinner, van God se belofte aan haar, en sy ondersteuning. Baie geluk, julle hoor. Baie geluk, hoor. Ja. Baie geluk, julle hoor. Baie geluk, hoor. Vriende, die teks wat ons die afgelope week gelees het, is Galasiërs 3, vanaf vers 26, tot hoofstuk 4 vanaf vers 7. Voor ons lees, kom ons bid saam. Here God, ons kan maar net verwonderd staan en sit voor wat sopas hier gebeur het. U, die lewende Here van die kosmos, doen soveel moeite met ons dat u water gebruik, waarmee u ons wil kom bevestig dat u ons God is, dat u uself aan ons verbind het, en dat u ons aan u bind. Dankie vir u troue liefde, vir u onverdiende genade, en hoe u op 101 maniere in ons lewens betrokke is. En vanoggend is u hier, en u wil nou verder, deur die woord wat ons lees en daaroor gaan nadink, wil u vir ons insig gee. Ons help om beter te verstaan, maar nie dan te bly by ons verstand nie. Die verstaan wil u ons mee help, dat het sal lei tot 'n nuwe manier van lewe. En daarom wil ons nou vra dat u vir ons nou deur die kragtige werking van u Gees ook sal oopmaak vir u woord. En vir dit wat u vanoggend vir ons wil kom gee, en dit wat u met ons wil kom doen. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Galasiërs 3 vanaf vers 26. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God.
want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê. Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy 'n kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Nou vriende, ek wil vanoggend 'n paar goed verduidelik. En daarvoor gaan ek die PowerPoint gebruik, en ek wil so vra, as u nie kan sien nie, dat u net 'n bietjie sal skuiwe, dat u kan sien, en as dit nou op 'n stadium kom dat u moet opstaan, dan moet u nou maar opstaan om te kyk, maar ek wil so helder as moontlik probeer iets vanoggend verduidelik. En die wat u wat nou verlede Sondag in die saal was, ek gaan 'n bietjie van dit net opsom en dan verder gaan met die tema van hierdie dag. So kom ons begin deur te sê dat, ek net kyk, ja. Vriende, in Galasië 3:26 lees ons, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. En ek beklemtoon deur hierdie geloof. En dan lees jy net in die volgende sin, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Nou word jy deur die geloof deel van Christus? Of word jy nou deur die doop deel van Christus? Hoe werk doop en hoe werk geloof? Nou kom ek probeer nou dit so verduidelik. Vriende, in Jesus bewerk God, en die van julle wat oud genoeg is, sal nog die woord miskien onthou wat ons destyds in die kerk gebruik het, bewerk Jesus die volle heil vir die wêreld. Nou ek het sommer net probeer dit net 'n maklike woord kies om te sê, die volle verlossing. In Christus het God die volle verlossing bewerk. Nou wat is hier die volle verlossing? So kom ek, gaan net, vriende, dit is meer as wat ek nou vanoggend hier gaan sê, maar ek probeer net vir u 'n prentjie skets van wat het God in Jesus kom doen. Vergifnis van sonde, die sonde mag het sy houvas op ons verloor. Ons het saam met Christus gekruisig, ons is saam met hom besterwe en ons is saam met hom begrawe. Ons het saam met Christus opgestaan. Ons is vrygemaak. Ons het 'n nuwe lewe ontvang. Ons is meer as oorwinnaars, sê Paulus. Ons is erfgename van God se beloftes. Ons is kinders van God. Ons het alreeds in beginsel die nuwe hemel en die nuwe aarde ontvang. Dit is die heil. Dit is die verlossing wat God in Christus vir ons bewerk het. In Efesiërs 1:3, vriende, word op 'n incredible manier saamgevat as daar staan, as Paulus sê, die Vader het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So kan ek dit nou bondig, kragtig sê. God het alles wat hy vir ons wil doen en gee, in Christus gedoen. God kan nie meer vir ons gee as wat hy nie alreeds in Christus gedoen en gegee het nie. In Christus het ons alles.
Nou vriende, is die belangrike vraag, hoe kry ons deel aan dit, aan hierdie heil? Hoe kry ons deel aan hierdie verlossing? Nou, in die teologie, vriende, is die tema wat hier nou aan die orde is genademiddele. God gebruik sekere instrumente of middele, waardeur hy dit wat hy in Christus kom doen het, aan ons kom gee. Nou, daar's twee primêre maniere, daar's ander maniere ook, maar daar's twee primêre maniere waarop die Here aan ons die volle verlossing aan deel gee. Die een is die Bybel en die ander is die sakramente. Die doop en die nagmaal. Dis die maniere waardeur God op die einde vir ons deel gee aan die volle verlossing. Nou ek wil nou net eers net 'n bietjie by die Bybel stil staan om net vir iets vanoggend vir u te probeer verduidelik. In 2 Korinte 5 lees ons byvoorbeeld die volgende. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. God het in Christus ons met homself versoen. Dit is wat hy reeds gedoen het. En hy het aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Vers 19, die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mens hulle oortredinge nie toereken. Die boodskap van versoening het aan ons toevertrou. Vers 20, ons tree dus op as gesandte van Christus, en dis God wat deur ons 'n beroep op julle doen, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Nou vriende, ek wil net nou weer iets demonstreer. 2 Korinte 5 sê, dat God in Jesus die volle verlossing bewerk het, vir die wêreld. Dit is in Jesus gedoen. As hy uitroep, dit is volbring aan die kruis, dan beteken dit, die versoening, die volle verlossing, die heil, het Jesus klaar bewerk. Nou baie mense verstaan dit so, soos wat ek dit nou gaan verduidelik. Vriende, ek het hierso lekkers. Hierso. Dit is vir enige iemand wat dit wil hê. Enige iemand wat 'n lekker wil hê, jy kan dit kom kry. Ja, kom, jy kan maar kom. Hierso is lekker vir jou. Jy moet nie nou drop nie, kom nou. Kom kry. Mooi. Hierso, kom kry lekker. Dit is is nie 'n vangplek nie, jy kan dit kom kry. Enige iemand kan dit kom kry. Dit is die lekkers is vir almal. Julle trust ook nie hierdie doom nie. Maar vriende, daar is iets prinsipieel verkeerd in wat nou hier gebeur het. Daar's prinsipieel iets verkeerd. Want dit lyk asof ons sê, dat dit wat God in Jesus gedoen het, ja, okay, goed, dit is nou klaar daar. So wie kom dit by jou uit? Jy moet opstaan en dit gaan haal. Dit sal nooit deel van jou lewe word, as jy nie opstaan en dit gaan haal nie. Jy kan verskillende woorde daarvoor gebruik, bekering, jou hart vir die Here gee, weet, tot geloof kom, jy kan verskillende goed daarvan sê. Wat begin jy dan dink? Jy begin dink, dis jou smartheid wat jou laat opstaan het, en dis jou smartheid op die ouende wat kom haal het. Nou dit is om radikaal verkeerd te dink oor wat die bediening van die versoening beteken. Vriende, die bediening van die versoening beteken dit, dat God in Jesus alles reeds gedoen het, en dat wanneer die Bybel gelees word, soos vanoggend, en wanneer daaroor nagedink word, dan wat God doen, hy gee die versoening, deel hy op die ouende uit. Dis nie jy wat dit kom haal nie, dit is hy op die ouende wat dit uitdeel. Want dit is hy wat nie net die versoening bewerk nie, dis hy op die ouende wat die versoening kom uitdeel. Paulus sê, die bediening van die versoening, jy maak het net, die bediening van die versoening is aan ons toevertrou. Hoor nou wat sê die laaste vers, gooi net gou die laaste een, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het, vriende, al wat jy kan doen, in terme van die versoening, is dat dit wat God vir jou bewerk het, kom hy vir jou gee deur die Bybel. Wat kan jy doen?
Jy stel nie belang nie. Jy gee nie daarop ag nie. Jy stel dit nie belang nie. Maar dit is nie jy wat die versoening bewerk nie. Dis God wat die versoening bewerk. Dis nie jou geloof wat jou red nie. Dis nie jou aanvaarding van die versoening wat die versoening bewerk nie. Vriende, die versoening word bewerk deur God in Christus en dit word uitgedeel. Al wat jy kan doen, is jy kan dit aanvaar of jy kan dit nie aanvaar. So wanneer jy die Bybel lees, soos vanoggend, dan gee jy nie 'n lesing vanoggend vir jou oor 'n slaaf en oor 'n kind nie. Dan wil God vanoggend van ons wat nog 'n slawe mentaliteit het, ek gaan later daarby kom, wil vir ons kom bevry en opnuut bevestig ons identiteit as kinders van God. As God praat oor liefde in 1 Korinte 13, dan gee hy nie vir ons 'n lesing oor liefde nie, dan kom hy ons lief hê. Jy verstaan die Bybel net reg, vriende. As dit is nie 'n aanbod nie, soos 'n aanbod van lekkers nie. Die lewende God is vanoggend hier. En as jy in hierdie hele erediens iets ervaar, dan was dit nie die prediker nie. Dan was dit die lewende Here wat self die lekkers op die ouene uitgedeel het en jou kom aanraak het. So dit is van kardinale belang om te verstaan. So daarom het ek nou die volgende prentjie wat ek nou teken. Dit wat God doen is die versoening in Jesus. Wie wat kom doen hy? Met die Bybel. Hy kom gee wat hy in Christus gedoen het, kom gee hy aan jou. Met die bedoeling dat jy dit sal ontvang. Vriende, in die doop kom gee God. In die geloof ontvang ons. En wat ons ontvang is die versoening. Nou presies dieselfde scenario, en laat ek nou net eers verduidelik, vriende, wat is geloof? Geloof is dit. Geloof is nie 'n performance nie. Geloof is nie op jou bydra om die versoening waar te maak nie. Die versoening is waar gemaak in Christus Jesus. Jesus het die versoening bewerk. Dit word nou uitgedeel. Al wat jy kan doen, jy kan dit ontvang. Of jy kan natuurlik dit weier. Maar geloof lyk so. Jy ontvang wat God vir jou gee. Daarom in terme van die, wat ons nou net gesê het op die ouene, lyk dit dan so. Nou vriende, ek het gesê, een van die genademiddele waarmee God sy versoening, sy verlossing, die heil uitdeel, is die Bybel. Die ander manier wat hy doen, is hy doen dit deur die doop. Deur die doop kom gee God aan ons die volle verlossing en die volle heil. Met op die ouende die oproep, dat ons dit sal ontvang. Sodat ons die volle verlossing deelagtig kan wees. So kom ek probeer dit nou nog meer sê, vergifnis, vriende. Deur die Christus het vir ons die vergifnis bewerk. In die doop kom gee hy vergifnis. En deur op die ouene geloof ontvang ons die vergifnis wat Jesus vir ons bewerk het. Die tweede ene. In Christus bewerk God die nuwe lewe. Deur die doop kom gee hy die nuwe lewe. En in die geloof ontvang ons die nuwe lewe. En dan leef ons daarin. Nou vanoggend se tema, vriende, dis onmoontlik om vanoggend in die volheid te praat oor die Heilige Gees. Maar as ek dit presies nou weer verduidelik, dit is Jesus wat sy Gees gee. Die Gees is as te ware deel van die volle heil wat Jesus bewerk het. Is die gawe van sy Gees. En deur die doop kom gee hy sy Gees. En deur die geloof ontvang ons dit. En leef ons saam met die Gees in die krag van die Gees. So die volle verlossing waarvan ek net toe gepraat het, sluit die laaste een in. Die volle verlossing, vriende, is ook die gawe van God se Gees aan ons.
Nou kom ek probeer dit nou net op 'n manier konkreet hier verduidelik, voordat ek nog iets meer oor die Gees wil sê, en oor ons teks van vanoggend. Vrydagoggend 6:00 kom 'n paar van ons manne bymekaar vir, ja, noem dit nou maar, ja, 'n stil word voor die Here en praat oor, byvoorbeeld nou die teks van die week. En toe het David daar 'n voorbeeld genoem, wat ek nou hier vanoggend net 'n bietjie verder wil verduidelik. Kom ek gebruik 'n voorbeeld om alles wat ek nou gesê het te probeer verduidelik. 'n Boer se eerste seun word gebore. Eindelik nog voor sy geboorte gaan hierdie boer en koop hy 'n plaas vir die seun. En hy registreer die plaas, die nuwe plaas, in hierdie nuwe seun van hom se naam. Dit is hierdie nuwe seun, hierdie baba, dit is sy plaas. Maar dit gaan vir 'n tyd vat. Dit gaan 'n tyd vat vir hierdie seun om te besef hy het 'n plaas. Dan moet hy tot die besluit kom om te sê, maar ek wil gaan boer. Dan moet hy leer om te boer. En dan boere. Of hou boere maar altyd aan om te leer om te boer. Ek weet nie lekker daai nie, maar jy weet, dit is, vriende, dit vat 'n tyd om te besef dat jy gedoop is. Dit vat 'n tyd om te ontdek wat dit beteken. Dit vat 'n leeftyd om te leer om uit jou doop uit te lewe. Dit vat 'n leeftyd om te leer, dat jy leer, dat jy nie onder jou eie naam leef nie, maar die naam van Jesus Christus, die Here. Nou wil ek vanoggend iets meer sê oor die Heilige Gees en dit spesifiek toespits in terme op die ouene van ons teks. Wat doen die Gees, vriende? Dit sal vir ons 14 dae vat om te praat oor wat doen die Gees. Ek wil dit net toespits vanoggend in terme van die teks wat ons gelees het. En ek wil dit so formuleer. Die Heilige Gees is Jesus se Gees. Is die groot gawe van Jesus aan sy kerk, sy Gees. En sy Gees op die ouende wil ons die volheid van ons kindskap laat belewe. Galasiërs 4:6. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Een van die kern dinamiese werkinge van die Gees in ons lewens, is hy roep uit die diepste van ons menswees uit, Abba. Vader. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees, dis net gelees, jy is dis nie meer slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. So ek wil nou 'n bietjie iets vir u net probeer verduidelik, van wat kindskap beteken. En die eerste, ek wil sê, daar's 3 aspekte. Willie Jonker het hieroor 'n aangrypende preek gemaak in die 70s, waarin hy 3 kenmerke of aspekte van kind wees identifiseer en onderskei. Die eerste is, dis 'n nuwe status. Dis 'n nuwe identiteit. 'n Gedoopte mens leer oor homself te dink as dat hy 'n kind van God is. Dis 'n nuwe identiteit. Waarna toe dit wil lei, is nie net 'n nuwe identiteit, 'n nuwe verstaan van jouself nie. Dit wil jou 'n nuwe gesindheid of vrymoedigheid by jou ontwikkel. En dan die derde aspek, dit wil jou die geaardheid en die karakter van Jesus, wil dit al hoe meer in jou lewe 'n werklikheid maak. Nou vriende, ek wil nou, kom ek lees net hierdie teks. Romeine 8 kry dieselfde gedagte. Almal wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God. Die Gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie meer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Vriende, in 1857, as ek die datum reg het Dominee G.W.A. van der Lingen in die Parel 'n besondere ervaring gehad met die Heilige Gees.
Dit was die geboorte van die Pinksterdienste in die NG Kerk. En na daai ervaring, skryf hy en sê hy, en hy was toe al 'n gevorderde predikant, soos ek, in terme van, jare, sê hy, ek het my hele lewe die Here gedien as 'n slaaf. Vir die eerste keer het ek ontdek dat ek die Here kan dien en met hom kan leef as 'n kind. Ek wil vanoggend beweer dat soveel Christene is besig met 'n tipe van Christelike geloof en lewe as 'n kind van God, want die slawerny en die slawe mentaliteit nog steeds op in die oorhand het. En kom ek probeer dit nou verduidelik. Vriende, wat is die kenmerke van 'n slaaf-baas verhouding? Kom ek probeer 'n paar goed sê. Daar's afstand. Tussen 'n baas en 'n slaaf is daar baie keer afstand. Baie keer weet die slaaf nie eers wie sy baas is nie. Die slaaf leef op die ouende met opdragte en reëls, wat die baas vir 'n bestuurder gegee het of wat ook al. Daar's geen vrymoedigheid. Die slaaf kom drink nie koffie by die baas nie. Daar's geen vrymoedigheid om na die baas toe te gaan. Daar's geen intimiteit nie. Die slaaf is eintlik bang, vreesbevange vir die baas. En dan die goue reël. Performance bepaal alles. Die enigste vraag wat op die slaaf se tafel is die baas gaan vir my vra, of sy bestuurder gaan vir my vra, hoeveel stene het ek vandag gemaak? Nou vriende, ek wil beweer dat hierdie prentjie wat ek so pas geskilder het, baie Christene wat ek ken, baie Christene het die belewenis van hulle kindskap, is nie kindskap nie. Hulle beleef hulle self nog as slawe, met geen intimiteit nie, met geen vrymoedigheid nie, met 'n vrees op die ouene vir God, met 'n reuse afstand van God. Hulle leef op die ouene met 'n paar opdragte en reëls, wat hulle weet hulle kan nie nakom nie. En hierdie hele gedagte van performance, hulle is altyd bekoor op die ouene, hulle weet eintlik, hulle gaan dit nie maak nie. Daarteenoor vriende, die kenmerke van 'n pa-kind verhouding. Die basis van die verhouding is nie performance nie. Die basis van hierdie verhouding is God se onbeskryflike liefde en genade. Wat hierdie verhouding kenmerk is 'n vrymoedigheid, is 'n openheid, is 'n transparantheid, is 'n eerlikheid, is nie maskers nie, is 'n vertroue en is intimiteit. Vriende, soos jy kan sien, is daar 'n reuse verskil tussen iemand wat met 'n slaaf, as 'n slaaf die Here dien, en iemand wat as 'n kind die Here dien. Nou die hele punt van op die ouende Paulus se boodskap uit Galasiërs 4 is, hy sê, julle wat gedoop is, julle is nie meer slawe nie. Julle is daarvan bevry. Julle is aangeneem as God se kinders. Leer nou leef as God se kinders en hoor hoe die Heilige Gees wat aan julle gegee is, van diep uit julle binneste roep, Abba, Vader. Ek is terdee daarvan bewus, dat daar in elkeen van ons kragtige stemme aan die werk is, wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Wat sê, jy is nie mooi genoeg nie. Jy is nie slim genoeg nie. Jy is nie suksesvol genoeg nie. Jy is onbekwaam. Daar's stemme wat sê, jy is sleg. Daar's 101 stemme wat van binne af op ons afkom, maar ook op die ouene van buite af op ons afkom. Vriende, en daarom is Henry nou en reg. 'n Kind van God mag hom net steur aan dit wat God by sy doop vir hom gesê het. En wie, wat is dit? Dis dit. Toe Jesus gedoop is, het die Vader uit die hemel vir die Seun gesê, jy is my geliefde Seun, ek verheug my oor jou.
En dit is die woorde wat elke gedoopte kind en mens moet omhels as sy eie. Ons moet leer om oor onsself op 'n daaglikse basis te dink vanuit hierdie woorde van die Vader aan die Seun. En dit, vriende, sal 'n nuwe vryheid en 'n nuwe vreugde in ons lewens indra. Ek wil afsluit deur die 2 skyfies te wys. Geloof, het ek gesê, vriende, beteken ontvang. Ek het dit met die hande verduidelik. Dit sal net onvolledig wees as ek net nie iets bysit. Geloof is eintlik altyd jy ontvang wat God doen en wat God gee. Maar ons moet ook sê, geloof is ook 'n verbintenis aan Jesus en om saam met hom te leef. Vriende, jy ontvang die volle verlossing. Maar die volle verlossing is nie pakkies nie, is nie lekkers nie, dit is iemand. Die volle verlossing is Jesus. Dit is hy wat deur sy gees om aan ons gee. En is hy wat ons uitnooi, nie net om te ontvang nie, maar om saam met hom te lewe. So kom ek vat dit so saam. Die Heilige Gees is die Gees van Christus. En God se gawe aan ons, om ons die volheid van ons kindskap te laat belewe, en die doop bevestig dit. En kom ek lees nou net hierdie teks weer. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Jy deel in die volle verlossing, die volle heil, wat God in Jesus vir jou kom bewerk het. Ek wil u graag 'n paar oomblikke uitnooi, om net in hierdie woorde van hierdie oggend, God se woorde, tot rus te kom. En ek wil nou vir u vra om net vir u self nog verder oop te stel vir wat die Gees nou in hierdie paar oomblikke van stilte met jou wil doen. Ek wil net hierdie een vraag vra. Hoe het die Here vanoggend deur sy Gees jou lewe geraak? Teenoor alle ander stemme, waarvan jy bewus kan wees, hoor jy die Gees van Christus se roep in jou, Abba, Vader. Here God, hoe kan ons ooit vir U dankie sê? Dat U in Christus vir ons die volle verlossing bewerk het.
U het ons in Christus geseën met alle seëninge. En U kom deur die woord en die sakrament, doop, nagmaal, vir ons deel gee daaraan. Met die oproep, ontvang dit. Maak dit jou eie. Leef daarin. En ons wil dit vanoggend opnuut ontvang. Ons is nie slawe nie. Ons is kinders van God. O Heilige Gees, U wat gekom het om ons die volheid van ons kindskap te laat belewe, laat dit in ons deurbreek. Laat ons op die ouene met die vreugde en die vrede en die krag en die vrymoedigheid en intimiteit van 'n kind begin lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons dien die Here met ons offergawes. Frans en Stefan, ek het net een lied uitgelaat, hoor. Ek het die een lied uitgelaat. 'n Belangrike ding, vriende, om te verstaan, is, dit vat 'n tyd, voordat jy verstaan, dat nie net jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, maar ook jou geld. Ook jou besittings. Ook jou gesin. Ook jou drome. Ook jou karre. Alles is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarom
moet ons alles wat ons sê of doen in sy naam. As gedooptes in die naam van Jesus, Vader, Seun en Gees, kom gee ons hierdie dankoffer vir U. Laat U koninkryk kom. Amen. Ons steek elke Sondag hierdie tweede kers aan. Hierdie kers is die lewende Christus en hierdie kers is die kers vir die kerk. En ons bid gewoonlik elke keer vir 'n saak in die wêreld. Maar vanoggend wil ek hierdie kers aansteek en U uitnooi om saam met my te bid vir elke gedoopte mens in Suid-Afrika. En bid dat die kragtige werking van die Gees dit oor ons sal deurbreek, dat gedoopte mense lewe in die naam van Jesus. En dat ons getuienis in hierdie land met die krag van die Gees sal uitleef. Kom ons bid vir elke gedoopte mens in Suid-Afrika. Kom ons sluit met ons slotlied, lied 439, die 2 verse, 439. Vriende, die Here God wil ons seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle.